I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Goeiemôre Kruiskyk familie sentrum, is jy bly om in die huis van die Here te wees? Halleluja, kom ons gee die Here 'n lofoffer. Ons almagtige God en Hemelvader, Here, dankie dat ons kan weet U lewe, Here.
U is driemaal heilig, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Here. En terwyl ons vanmôre hier is, weet ons, Here, U is hier teenwoordig in ons binneste, in ons harte, Here. En ons is so dankbaar vanmôre om hier te kan wees, om U naam groot te maak en U naam te kan loof, Here Jesus. Vader, ons staan in verwondering voor U en ons loof U heilige naam. Ons kniel voor U neer, Here, ons gee ons alles vanmôre, Here, met ons beste gee ons vir U vanmôre, Here, want ons weet, ons dien 'n heilige God, Here. Here Vader, so wil ek vanmôre vir elkeen bid wat vanmôre hier is, Here, wat moedeloos is, wat dalk verlore is, Here, U weet, ons weet, Here, dat ons dien 'n heilige God en 'n waaragtige God wat omstandighede kan verander. Niks is onmoontlik vir U nie, Here, en daarom bring ek elkeen vanmôre voor U, Here. Die wat verlore is, die wat gebroken is, Here, sodat U hulle sal aanraak vanmôre, dat hulle nuwe krag sal kry vanmôre. Heilige Gees, stort U vuur oor elkeen uit, stort U krag oor elkeen uit, dat ons die Gees sal ervaar vanmôre, Here, soos nog nooit van tevore nie, Here. Ek bring elkeen vanmôre na U toe, Here, en soos ons nou gaan in lofprysing en aanbidding, Here, ontvang die prys, word verheerlik daardeur, en soos wat ons U loof en prys, Here, dat kettinge sal breek, Here. Kettinge in lewe wat hulle nog vashou, elke stronghold word gebreek vanmôre in die naam van Jesus spreek ek dit, Here, en dat ons sal vry wees en met oorvloed in ons harte vorentoe sal beheer, Here Jesus. En vanmôre, Here, bid ek vir elkeen, Here, hierso. Here, ons kom bid dat die Gees ons sal lei, dat die Gees ons sal wys, en soos hy ons waarsku, Here, dat ons sal reg staan en die vyand sal aanspreek in die naam van Jesus Christus. Here, kom bid ek so vanmôre, elkeen wat 'n bediening uitleef in hierdie oggenduur, Here, seën daardie bediening. Elkeen wat 'n instrument bespeel, Here, seën daardie bediening. Elkeen wat van voor en agter werk, Here, seën daardie bediening, dat U die verheerliking sal kry daarvoor, Hemelvader. So, Here, bid ek vanmôre vir die woord wat gebring gaan word. Kom vra, Here, salf die prediker se lippe, Here, salf sy woorde, Here, en soos wat hy spreek, Here, dat U tot harte sal spreek. Dat as hy soos sy instrument is, Here, dat U deur hom sal werk vanmôre, Here Jesus. En dat die waarheid sal spreek, Here, en ek weet hy sal die waarheid spreek. En Vader, daarmee gee ons Heilige Gees ook hierdie diens oor vanmôre aan U. Ek wil so ook bid, Here, elkeen wat gee in hierdie bediening, elkeen wat saai, Here, elke tiende, elke offergawe, die wat ook aanlyn saai, Here, ek wil vra seën hulle, Here. Seën hulle waar hulle werk, Here, daar waar hulle gaan, Here. Ons gee uit ons harte uit vanmôre en ek kom bid, Here, dat U hierdie bediening ook sal seën, sodat die evangelie kan verkondig word in elke hoek van hierdie aarde. Ek vra dit in U groot en heilige naam, Here. Ons gee die diens nou oor aan U, Heilige Gees, en ons loof U groot en wonderlike, almagtige, heilige naam. En almal wat glo sê amen. Amen. Fall across my path. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Bigger than my confusion, bigger than anything. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Oh, bigger than all my problems, bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Oh, bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain I can. Sing
mountain that I can or cannot see. Gloei je dit vanmorgen, familie? Ik zeg gloei je dit, als je dit gloeit, zeg amen. Oh, bigger than all my questions. Oh, he's bigger than anything. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Oh, bigger than all my problems, bigger than all my fears. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain I can. I lost a keer saam. Oh, he's bigger than all my problems, bigger than all my fears. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Halleluja, als je dat gelooft, zeg amen. Zal jy ontvang as jy soek, sal jy vind. As jy klop, sal hy die deur oopmaak. As jy bid, sal jy ontvang as jy soek, sal jy vind. As jy klop, sal hy die deur oopmaak. Bid sonder ophou, bid sonder ophou, bid sonder ophou, as jou geloof wankel en jy soek 'n anker. Bid sonder ophou, bid sonder ophou, bid sonder ophou, bid sonder ophou, as jou geloof wankel en jy
sal jy ontvang, as jy soek, sal jy vind, as jy klop, sal jy die deur oopmaak. As jy bid, sal jy ontvang, as jy soek, sal jy vind, as jy klop, sal jy die deur oopmaak. Bid sonder ophou, bid sonder ophou, bid sonder ophou, as jy geloof anker en jy soek anker, bid sonder ophou, aan my bid, aan my bid. Tot al lig teen breek, sy woord is ewig, sy woord is waar, is sy belofte, hy maak dit waar, aan my bid, tot al lig teen breek, aan my bid, tot al lig teen breek, sy woord is ewig, sy woord is waar, dis sy belofte, hy maak dit waar, aan my bid, tot al lig teen breek. En niks is onmoontlik in sy naam. Hoef nie te vrees, hoef niks te twyfel. In sy woord beloof hy mooi, kom na my met al jou by. Niks is onmoontlik in sy naam. Hoef nie te vrees, hoef niks te twyfel. In sy woord beloof hy mooi, kom na my met al jou pyn. Roep sy naam in jou omstandigheid. Roep sy naam in jou verdrukking. Roep sy naam, roep sy naam, roep sy naam, roep net sy, roep sy naam, roep sy naam in jou omstandigheid. Roep sy naam in jou verdrukking. Roep sy naam, roep sy naam, roep sy naam, roep net sy. Niks is onmoontlik in sy naam. Hoef nie te vrees, hoef niks te twyfel. In sy woord beloof hy mooi, kom na my met aan. Sing het nog eenmaal, niks is, ja, niks is onmoontlik in sy naam. Jy hoef nie te vrees, hoef niks te twyfel. In sy woord beloof hy mooi, kom na my met al jou pyn. Roep sy naam in jou omstandigheid. Roep sy naam in jou verdrukking. Roep sy naam, roep sy naam, roep sy naam, roep net, roep sy naam, roep sy naam. Oh, reg nou, roep net sy naam. In jou bekommernis, in elke behoefte, roep die naam van Jesus, roep sy naam, roep sy naam, roep net sy naam, sy naam,
Sy naam, sy naam, sy naam, sy naam. Ja, sy naam is soos water vir my. Kom aan, sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, sy naam. Oh, dis soos water vir. Kom aan kerk, sê dit weer, lig jou stem en sê, sy naam, sy naam. Daar is krag in sy naam, daar is verlossing in sy naam, jou genesing in sy naam. Oh, sy naam, dis soos balsem vir my. Roep sy naam, sê, roep sy naam in jou omstandigheid. Roep sy naam in jou verdrukking. Roep die naam van Jesus. Oh, roep sy naam. Roep net, sing het nog eenmaal. Roep sy naam in jou omstandigheid. Roep sy naam in jou elke situasie. Roep sy naam, die naam van Jesus. Kom aan, dis 'n sterk toring. Die regverdiges hardloop in sy naam. Hulle word beskud, halleluja. Kom ons sing het nog eenmaal. Roep sy naam, roep sy naam. Hey. Here, ons roep U aan in ons benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Oh, roep sy naam, roep sy naam, sy naam, roep net sy naam. Halleluja. We're in the presence of angels, with God's glory on their wings. Like a voice of many waters, I can hear the angels sing. It's in the presence of angels, with God's glory on their wings. Like a voice of many waters, I can hear the angels sing, singing, holy, 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 singing, holy, holy, of angels, with God's glory on their wings. Like a voice of many waters, I can hear the angels sing. This is the realm of your glory, this is the realm of your grace. And all my heart's desire is to see your holy,
kom rivier van God, deurweek hierdie plek met u heerlikheid. Kom rivier van God en deurweek ons liggaam, siel en gees. Elke area van ons lewe, Here, maak dit toe met die krag en die salwing, Here, dat ons sal opereer aan die volheid van God se krag, Here. In die krag van sy opstanding, Here, dat ons sal opereer, Here, uit daardie krag uit. In hierdie oomblikke, Here, is die heiligheid van God in ons midde. Ons is so bewus van u, Here. Ons is so bewus van u krag. Hoe u mense aanraak op hierdie oomblikke, Here. Omstandighede draai. Omstandighede draai in die naam van Jesus. Goed verander in hierdie oomblikke in die naam van Jesus. En ek gee u die eer, Here, en die lof en die aanbidding. Halleluja. Halleluja. In hierdie atmosfeer sit gegod. Deolin, kom my ou seun. Ek gooi jou in die diep kant vanmôre. Halleluja. Halleluja. Sing vir ons wat ook al die Here op jou hart lê. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, Father, you are holy. All creations cry, you are holy, Lord. Father, we lift your name on high. We lift your name on high. Holy forever. Oh, and the angels cry,
King of Kings and the Lord of Lords. You will always and forever be, Lord. You will always and forever be, Lord. Holy forever. Oh, and the angels cry, Lord. They shout, holy, holy, holy are you, Lord. And they bow before your throne, Lord. Yes, they bow before your throne, Lord. And they shout, holy, holy, holy are you, Lord. Father, we shout, holy, holy, holy are you, Lord. Holy forever, holy forever. The last of my land, the angels cry, and the angels, holy are you, Lord. All creations cry, holy are you, Lord. Holy are you, Lord. You are lifted high. Holy, holy forever. Prys die Here. Staan saam met my op, ons gaan die woord van die Here lees. 2 verse, Lukas 1 vers 37, lees dit hardop saam met my. Almal saam, 1, 2, 3, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Kan jy dit weer sê, nog 'n keer? Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. As jy dit glo, sê amen. Die tweede vers, Markus 9, Markus 9:23 sê, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Nog eenmaal, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Sê amen. Halleluja. Here, ek weet vanmôre het u 'n woord wat die kerk gaan impakteer, wat ons gaan motiveer, Vader, om te weet, daar is nie 'n berg te groot wat u nie kan skuif nie. En Here, en ek dank u vanmôre gaan u berge skuif in hierdie plekke. Here, u gaan ons transformeer. U gaan ons denke transformeer. Wanneer ons hier uitstap, Here, gaan ons hier uitstap met die wete. God is in beheer en God kan enige iets doen. Hy's in staat om te doen ver bo wat ons kan dink, bid of vra. En Here, ons vertroue lê in Jesus, die een wat alles kan doen, die een wat bo in die natuur is, die een wat die bonatuurlike is, die een wat kan spesialiseer in die onmoontlike. Salf my lippe, Here, om te spreek wat u wil hê ek moet spreek, dat ek nie uit myself uit sal spreek nie, maar aan die krag van God sal manifesteer deur hierdie lippe van klei, is my gebed in Jesus naam. Amen. As jy bly is, sê amen. Prys die Here. Geloof begin waar menslike vermoë eindig. Wanneer jou talent en planne nie kan nie, kan geloof. Jy sien, ons as mens kyk na wat ons kan doen, maar wat doen geloof? Geloof kyk na wat God kan doen. Dis hoekom ons moet lewe in geloof. Dis hoekom ons wandel met geloof. En dis wat ons sien wat gebeur in Markus 9, ons geleesde gedeelte. 'n Pa kom en hy na soveel mense toe gegaan, na soveel dokters, hy selfs na die disippels toe gegaan. En gevra om hierdie seun wat stom is te kan help, want hy wil so graag hê hierdie seun moet genees word van hierdie uitdaging wat hy het liggaamlik. En toe die disippels nie kon nie, en toe mense nie kon nie, en toe dokters nie kon nie, kon Jesus. Dis waaroor dit gaan, jy sien, jou onmoontlikheid is die verhoog waarop God sy heerlikheid wys. Ek sê jou onmoontlike situasie is die verhoog waar God opklim en sê, ek wil my heerlikheid laat skyn, sodat jy kan weet, ek is die God van die onmoontlike. Jy sien waar jou krag ophou, begin God se wonderwerk. En party mense het opgehou glo, omdat mense hulle teleurgestel het. Maar mense se beperkings is nie God se beperkings nie. Hoor mooi.
So die probleem is nooit hoe groot jou berg is nie, maar hoe groot is jou God? As jy maar net kan weet, die berg voor jou is klein in vergelyking met die God wat binne in jou is. Ons weet nie wat is in ons gedeponeer die dag toe Christus in ons kom woon het nie. Ons besef nie dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef binne in ons nie. Ons ken nie daai eindelose krag wat binne in ons gedeponeer is nie. En nou leef ons beperk. En ons aanvaar goed in die lewe wat ons nie nodig het om te aanvaar nie. Want God wil jou uitruk in daai situasie uit, deur jou geloof, maar ons het nie vertroue nie. Ons besef nie wie ons is nie. En toe Jesus vir hierdie mansieke kind se pa sê, alles is moontlik vir die een wat glo. Toe hy dit sê, toe begin die onmoontlike reeds te beweeg. Dis vir daardie rede hoekom ons Bybels lees. Dis vir daardie rede hoekom ons in die kerk sit. Want 'n woord soos vanmôre laat jou besef, God kan die onmoontlike skuif. Dit maak nie saak hoe uitdagend my situasie is, hoe uitdagend my krisis is, en wat ek in die gesig staar op hierdie oomblikke nie. Geloof kom deur die woord. Halleluja. En vanmôre is die woord van God in ons midde, en hy sê vandag vir jou, as jy kan glo, is alle dinge moontlik. En die oomblik wanneer hy dit sê, is dit klaar besig om te skuif in die atmosfeer. Amen. God van die onmoontlike beteken juis dat hy nie jou situasie sien as 'n probleem nie. Hy sien dit as 'n geleentheid vir 'n getuienis om homself te kan openbaar. Ware geloof wag nie vir 'n bewys nie. Ware geloof praat vooruit. Dit spreek goed in wording wat nie bestaan nie. Wat is jy besig om te sê? Wat kom uit jou mond uit, want jy's besig om te skep. Spreuke sê dat dood en lewe lê in die mag van die tong. Wat is jy besig om te sê? Want kom ek vertel vir jou iets oor faith, en ek wens ek kon dit op die bord sit, maar ek het hierdie op die laaste nippertjie gekry, en toe werk ek dit gou in. Maar hoor mooi, dis in Engels. Faith speaks what it prefers, not what it sees. Faith doesn't echo reality, it declares possibility. Faith speaks the promise, not the problem. Faith calls things that are not as though they were. Faith gives a voice to God's truth over your situation. Dis geloof. Nee, jy is julle moegies? Ek kry julle koud. Ek moet dit weer sê. Mense, hier gaan geloof opgewek word vanmôre in hierdie plek. Jy gaan nie dieselfde hier uitstap nie. Faith speaks what it prefers, not what it sees. Faith doesn't echo reality, it declares possibility. Faith speaks the promise, not the problem. Faith calls things that are not as though they were. Faith gives a voice to God's truth over your situation. Dis tyd om 'n wag voor jou mond te sit. Dis tyd om lewe te spreek in jou situasie. Dis tyd om vir die duiwel te sê, jy het nie die laaste sê nie, maar die Here het die laaste sê. Ek gaan behoor jou. Ek gaan behoor jou. Ek spreek dit. Ek spreek dit. Ek spreek dit. Wat sê Jesus wanneer hy praat van mosterdsaad geloof? Hoor mooi wat sê hy. Ek het dit nou nie op die bord nie. Hy sê, gaan weg hier vandaan daar na toe. As jy vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daar na toe, sal hy weggaan. En dan sê hy, en Here help my, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. En niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Mosterdsaad geloof aktiveer die onmoontlike in jou lewe. En waar lê dit? Hoor mooi. Dit lê daarin dat jy vir die berg moet sê. Dis tyd om vir jou finansies te sê. Dis tyd om vir daai huwelik te sê. Dis tyd om vir daai familie omstandighede waar daar is te sê. Man, ek praat met my bankrekening. Ek sê ek praat met kruiskyk televisie. Ek praat met die bedieninge. Ek praat dit en ek wat kom uit jou mond uit, want jy's besig om te skep met jou mond? Praat jy wat jy sien of praat jy wat jy verkies om te sien?
Hoor jy? Praat jy wat jy besig is om te sien, of praat jy wat jy verkies om te sien? Want daar's baie goed wat ek nie kies om te, daar's baie goed wat ek sien wat ek nie wil sien nie. Maar ek verkies om iets anders te sien, en dis juist dit wat jy moet praat. Dis dit wat jy moet proklameer. Dis dit wat jy moet bid. Dis wat jy moet sê in die atmosfeer, sodat die duiwel dit kan hoor. Is jy saam met my? Praat wat jy verkies. Genesis, kom die Here en hy sê, laat daar. En God het gesê, laat daar. En God het gesê, laat daar. Toe kom hy toe sê, laat ons mense maak, en hy kom aarde toe, maak sy hande vuil, en hy sê, laat ons mense maak, na ons beeld en ons gelykenis, hoekom? Sodat jy kan sê, sodat jy kan opstaan en sê, laat daar, laat daar, laat daar, laat daar, laat daar, praat met jou finansies, praat met die verhouding, praat met die omstandighede, praat met die gees, wat jou rebelse kind vashou. Praat met die bestuurder wat so roekeloos is en onverantwoordelik en onregverdig. Praat nie voor hom nie. In jou binnekamer. Jy sal nie 'n werk hê as jy direk met hom praat nie. Jy praat met hom in jou binnekamer. Halleluja! Glo jy nog in die krag van woorde, familie? Glo jy nog in die krag van woorde? Jy sien, as jy dit eers moet sien om te kan glo, leef jy nie deur geloof nie. Want ware geloof sien môre se wonderwerk in vandag se donkerte. Hier is wat jy moet weet. Jy dien nie 'n God wat moontlikhede soek nie. Jy dien die God wat moontlikhede skep. Hy sê dit en hy praat dit en hy roep dit in wording. En toe die steen weggerol word van Jesus, halleluja, toe beteken dit een ding, en dit is, jy kan God nie in 'n blik druk nie. Jy kan God nie beperk nie. Toe daar die steen wegrol, toe is dit 'n duidelike boodskap vir die kerk van die Here Jesus Christus, dat hy wat in jou leef is onbeperk. Hou op om die steen na te kyk wat voor jou omstandighede lê. Die Here sê, jy moet uit jou blik uitkom. Jy moet uit daardie boksie uitkom van denke. Kom uit en sê, hou op om my te beperk as jy geloof kan hê in my. Dieselfde God kan enige situasie in jou lewe wegrol en jou môre oopmaak, sodat jy kan uitstap uit daardie situasie, reg binne in jou wonderwerke in. Moet nooit jou geloof meet aan jou probleme nie, maar meet jou probleme aan jou God. 'n Man staan voor 'n groot staaldeur, en hierdie deur lyk onmoontlik om oop te maak. En hierdie man stamp aan hierdie deur, en hy druk aan hierdie deur, en hy stoot aan hierdie deur, en hy neig na sy asem terwyl hy slaan aan hierdie deur, en niks gebeur nie. Hierdie staaldeur wil net nie oopmaak nie, en hoe harder hy probeer, hoe meer moedeloos raak hy. En iemand kom staan langs hom, en hy vra vir hom, het jy al die sleutel wat in jou hand is probeer? Want hy slaan met 'n vuis wat toe is, en hy's so besig met sy eie krag en sy eie vermoëns, hy besef nie daar's 'n sleutel in sy hand nie. En 'n man kom vra vir hom, het jy al die sleutel wat in jou hand is probeer? Die man kon nie glo daar's 'n sleutel in sy hand nie. En hy vat die sleutel en hy druk hom in die deur, hy sluit die deur oop en dan gaan die deur oop. Met een draai, toe staan die deur oop. Baie mense probeer om deure oop te druk met hulle eie krag, hulle eie planne, met eie spanning, met eie menslike wysheid. But prayer is the key to heaven, and faith unlocks the door. Faith unlocks the door. Daar's groter krag in geloof as wat jy besef vanmôre. Ek wil hê jy moet geloof weer kry in die God van die onmoontlike. Ek wil hê jy moet weet dat wanneer jy met 'n berg praat, met 'n situasie praat, kan daai situasie skuif in die naam van Jesus. Dis nie jou spierkrag wat daai deur oopmaak nie. Dis 'n sleutel van geloof en die God van die onmoontlike. Jou wonderwerk lê nie in harder probeer nie, maar dit lê daarin om die regte sleutel te gebruik.
So party van julle druk baie lank aan jou finansies. Jy druk lank al aan jou gesondheid, jou familie, jou bediening, jou roeping. Maar die Here sê vandag vir jou, hou opstoot in jou eie krag. Gebruik die sleutel van geloof en die deur sal oopgaan. Sit jou vertroue in die Here. Hy sal vir jou sorg. Waar is daai koortjie? Sit jou vertroue in die Here. En hy sal vir jou sorg. Hy's nie 'n God dat hy sou lieg nie, maar hy staan wakker agter sy woord. Sit jou vertroue in die Here en hy sal vir jou sorg. Hy's nie 'n mens dat hy sou lieg nie, want hy staan wakker. Gee die Here 'n lofoffer. Gee die Here prys. Een draai van geloof kan 'n deur oopmaak wat jy al jare lank aanstoot. So kom ek draai. Wanneer ons kyk na ons eerste vers, is dit bedoel om die grootheid van God te beskryf. En om sy krag te openbaar en tentoon te stel. En wanneer die Here sê niks is by God onmoontlik, dan sluit daai niks in alles wat jy deurgaan op hierdie oomblik. Niks is by God onmoontlik. Geen ding is te groot vir God nie. So familie, hier is die ding. Wat is die ergste ding wat met jou kan gebeur? Wat is die ergste ding wat met jou kan gebeur? 'n Egskeiding? Jou werk verloor? Een of ander diagnose? 'n familielid se afsterwe? Kan ek vir jou sê wat is die ergste ding wat met jou kan gebeur? Is die dood. Het jy geweet daar is nie trappe van vergelyking vir dood nie? Ek kan sê ek is siek, jy kan sê maar ek is sieker as jy nie, ander sê nie ek is die siekste van almal. Maar dood is dood. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie, maar op skool dan vra die juffrou te probeer sy my ons as klas uitvang, gee die trappe van vergelyking vir dood, toe sê ek dood, dooier, doodste. En raai wat? Ek het nog gekry vir dit. Want daar is nie trappe van vergelyking vir dood nie. Dood is dood. As jy dood is jy dood. Dis die ergste ding wat met jou kan gebeur. En dis vir daardie rede dat Jesus 3 mense uit die dood uit opgewek het. Sodat jy kan weet, daar is geen situasie te groot vir hom om uit te sorteer en op te los in jou lewe nie. 3 keer wek hy mense op. Die eerste dood was 'n vars dood. Lukas 8:53 lees ons dit. Dis Jairus se dogtertjie. Ons sien hoe mense staan om die bed in rou. En hier kom Jesus in. Omdat ons het gepraat oor wat jy sê. Wat jy sê. Geloof is to speak what you prefer. Wat jy verkies. En wat sê Jesus? Onthou, die dokters was nou net daar. Hulle het klaar die doodsertifikaat uitgeskryf. Sy's dood verklaar. Dis verby. En hier kom Jesus in en hy sê, sy slaap net. Dis hoe jy moet begin praat. Want jy is so besig om dood, ek is onderdeur. Ek gaan dit nie maak nie, dis verby. En wat doen die mense toe Jesus sê? Sy slaap nie. Wat doen hulle? Hulle lag vir Jesus. Hulle lag vir Jesus. Want mense het die dood gesien, maar Jesus het gelag want hy het lewe gesien. Hy het dalk nie gelag in hulle gesigte nie, maar hoor mooi, ek is doodseker daarvan terwyl Jesus in hierdie situasie is en hulle lag vir hom toe hy sê, sy slaap net, het ek sekerheid net 'n grin gekry en 'n gesmaal gegee. En wie weet, wat die mens voorlag en wat God voorlag,
is twee verskillende goed. Is nie dieselfde nie. En Jesus doen iets, dis 'n les wat ek en u vandag moet uitoefen. Dis 'n les wat ek en u moet gaan praktiseer wanneer ons by daai deur uitstap. En wat doen hy? Hy jaag almal wat gelag het uit. Sorry. Dis die salwing. Jesus jaag almal wat gelag het, jaag hy uit. En baie interessant, hy hou net, en ek hou hiervan, Petrus, Johannes en Jakobus. Kan u onthou wie was saam met Jesus op die berg van verheerliking? Petrus, Johannes en Jakobus was saam met Jesus op die berg van verheerliking. Petrus en Johannes en Jakobus, glo ek, was die enigste mense toe Jesus sê, die dogtertjie slaap net, was hulle dalk die enigste drie wat hulle kop geskit het en gesê het, ons weet waarvan hy praat. Die res het gelag, maar hulle het geloof gehad en geweet wat hier Jesus kan doen. Halleluja, dis tyd vir jou om almal wat lag vir jou drome, wat lag vir jou visie, wat lag vir jou bediening uit jou lewe uit te kry hulle uit jou lewe uit, laat hulle gaan lag op 'n ander plek, laat hulle gaan lag vir iemand anders, hulle gaan nie meer vir jou lag nie, kry hulle uit jou lewe uit. En my droom vir hierdie plek is, vir familiesentrum is, ons is 'n plek wat glo in jou drome. Ek gee nie om hoe groot jou droom is nie, man, as ek vir jou moet sê wat my droom is vir familiesentrum, gaan baie van julle vir my lag, dis hoekom ek dit nie sê nie. Want as ek jou moet sê, vir geld het ek nodig, dis wil jy weet nie. Maar ek sê dit nie, want ek is nie lus vir ongeloof, ek wil nie voor gelag word nie. Want as mense wat sal sê, jy is belaglik man, maar ek gee nie om wat mense sê nie. Ek het genoeg manne en vroue om my, wat sê ek het geloof, saam met jou Clemens, hy kan die onmoontlike doen, ek gee nie om waar jy gaan, ek gee nie om waar jy gaan op hierdie oomblikke nie, God kan. En Jesus gryp hierdie dogtertjie aan die hand en wek haar uit die doodheid op. OK. So moenie jou wonderwerk kanselleer omdat mense vir jou lag nie. Hou jou oog op Jesus, wat hy vir jou gesê het. Staan op sy beloftes. En van julle het beloftes. Van julle het profesie. Dis nog nie in vervulling gekom nie. En jy het al hierdie profesie, hierdie woord wat jy by die Here gekry het vir mense vertel, hulle het vir jou gelag. Maar luister, as God het gesê het, gaan hy dit doen. As God het gesê het, gaan hy dit doen. Hier is die tweede ene, die tweede dood. Dis die seun van die weduwee van Nain in Lukas 7. En hierdie dood was lank genoeg, dit was nie soos Jairus se dogtertjie, kom ons sê 'n vars dood nie. Dit was 'n dood wat net lank genoeg was, hierdie seun was geplaas al in 'n kus, en hulle was besig om hom te dra na sy graf. En op pad, halleluja, toe kom Jesus verby. Jesus gaan nou hier verby. By jou en by my verby. En wanneer hy verbykom, moet jy weet, something good is about to happen. Something good is on its way. Hallelujah. He's got a miracle in store for you. En wat doen Jesus? Hy raak in daai kus. Hy stop hulle, hy raak in die kus. En wat is 'n kus? 'n Kus is 'n boks met 'n deksel op. En toe hy kus aanraak, toe sê hy, moet nooit my beperk nie. Moet nooit jou drome in 'n boks sit nie. Moet nooit my beperk nie, sê die Here. En hy raak aan daai kus. En hy sê, seun, jongman, staan op. Ek sê vir jou, staan op, en hy seun word lewendig. Nou ja, die waar as ek weet nie hoe lyk dit wanneer iemand uit 'n kus uitkom nie. Maar ek dink daar het 'n paar mense daai dag gehardloop. Amen. So, nou kry ons die derde ene. Die derde ene is bietjie anderste. Dit was nie Jairus se dogtertjie wat 'n vars dood was wat in die bed gelê het nie. Dit was ook nie die weduwee van Nain se jong seun wat op pad is om begrawe te word nie. Maar Lazarus
lê in 'n graf 4 dae dood. Familie, nou ja, omdat ek gewerk het as 'n in die lijkhuis, jare terug, toe die dooie seun nog siek was. Toe het ek gesien hoe lyk 'n liggaam wat nie in 'n yskas is nie. Na 4 dae. Hy is al besig om te ontbind. En wat wil ek vandag vir jou sê? Kan ek vir jou sê, of jou uitdaging, probleem of siekte omstandighede nou net gebeur het, en of dit op pad is om begrawe te word, en of dit nou vir jou voel, dis al 4 dae dood, dit is verby, wil ek vandag vir jou sê, daar's 'n God wat sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ek is hier vandag om te verklaar, dit maak nie saak wat se vlak van dood jy nou beleef nie, by God maak dit nie saak nie, hy is die opstanding en die lewe, en niks is vir God onmoontlik nie. Familie, hoor mooi, God het 'n manier om jou stom te slaan. God het 'n manier om jou te verras. En luister, ek het 'n profetiese woord hier binne in my. Skryf neer wat ek sê. Van julle binne die volgende 3 maande gaan God jou verras. Ek sê, skryf dit neer. Binne die volgende 3 maande gaan jy 'n verrassing kry. Jy gaan stom geslaan wees oor wat God gaan doen in jou lewe. Dis nooit te laat by God nie, vir jou is dit dalk te laat, maar by God nie. Dis nooit te laat vir jou kinders nie, dis nooit te laat vir jou huwelik nie, dis nooit te laat vir jou finansies nie, dis nooit te laat vir jou besigheid nie, dis nooit te laat vir jou deurbraak, jou wonderwerk, jou genesing nie, halleluja, want niks is by God onmoontlik, halleluja. Verstaan mooi, Jesus kom by Lazarus gewees het om hom te genees, soos baie ander kon hy hom genees het, maar hy wou hulle wys, hy is nie net die God van die moontlike, wat kan doen wat 'n dokter doen nie. Hy wil vir hulle wys, hy is die God van die onmoontlike, wat kan doen wat 'n dokter nie kan doen nie. 'n Dokter kan nie iemand uit die dood uit opwek nie, daar is nie so iets nie. Maar God kan. Daar is niks wat hier deurgaan op hierdie oomblikke, wat Jesus nie kan hanteer nie. Daar is niks wat hier deurgaan op hierdie oomblik, wat maak dat God se hande nat gesweet is en koue sweet op sy voorhoof is en dat hy hartkloppings het nie. God kan. Hy is die God van die onmoontlike. En hy het 'n manier om jou stom te slaan. So, kom ek maak klaar. Kan jy dit glo? Ja, amen. Sê amen tog. Maar moenie opgewonde raak nie, ons het nog ietsie oor. Maar dis amper daar. So, ek wil vir die ander sykant wys van niks is by God onmoontlik. Daar's 'n ander sykant wat ek vandag vir jou wil uitwys. Ons almal weet hy kan alles doen. Maar ek wil met jou as kerk praat. Ek wil met jou as familiesentrum praat. Ek wil met jou praat as 'n bloedgewaste kind van die Here. En vir jou sê, jy kan nie bid en niks gebeur, want niks is onmoontlik by God. Jy kan nie die bloed van Jesus pleit en niks gebeur nie, want niks is onmoontlik by God. Halleluja! Jy kan nie saai en nie maai nie, want niks is onmoontlik by God. Kom ek vertel vir u iets wat ons doen hier by Kruiskyk Familiesentrum. Jy kan die heilige lewe en die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede verloon en geen resultate sien in jou lewe nie, want niks is onmoontlik by die Here. Niks is onmoontlik by God. Iets moet gebeur. Daar's krag in gebed, daar's krag in geloof. As jy kan glo, alle dinge is moontlik. Jy kan nie die Here vertrou en niks gebeur nie. Iets moet gebeur. Something good is about to happen. Jy kan nie met God opeindig en eindig met niks nie. Want God is 'n God van niks is onmoontlik. As jy God jou alles gee, jou bestaan, jou lewe, en in sy rus is,
gaan daar resultate wees. Ek sê dit weer en ek wil nie spog en ek wil nie praat hier van my eie omstandighede, my eie lewe nie, maar ek moes nie hier gestaan het nie. Ek moes nie gehaat het wat ek gehaat het nie, maar wat sien ek? Dat jy kan nie bid in 'n verhouding hê met God en niks ontvang nie. En ja, miskien gaan daar dinge in jou lewe, jy sê Clemens, maar ek verstaan nie hierdie seisoen wat ek in is nie, want dit is aaklig, dit goed maak nie sin nie, ek verstaan nie, dit is nie, ek wil vir jou sê, hou jy net aan bid, want niks is onmoontlik by die Here. Niks is onmoontlik by die Here, hy maak nog steeds deure oop, hy skuif nog steeds berge, die Here gaan voorsien, hy gaan nie niks doen nie, want niks is onmoontlik by die Here. En hoor mooi, jy mag dalk, bly by my, dit sien ek in my eie lewe. Jy mag dalk nie die ding kry wat jy voor gevra het nie. Jy gaan dalk nie alles kry wat jy gevra het voor nie, maar iets gaan jy kry, want niks is onmoontlik by die Here. Ek weet nie wat die Here gaan doen in hierdie plek vanoggend nie, maar iets gaan hy doen, want niks is onmoontlik by die Here. Ek sê niks is onmoontlik. Iets gaan gebeur. Iets gaan verander. Iets gaan skuif in die atmosfeer. Hierdie woord bring geloof in jou omstandighede nou op hierdie oomblikke. Is daar reeds 'n skuif in die atmosfeer. Dalk nie fisies waar jou oog kan sien nie, maar waar die oë nie kan sien nie, is God besig om te skuif. So kom ek sluit af met hierdie verhaal. Ons sien 'n verhaal in 1 Konings 18. Elia gaan na die top van die berg toe, daar's droogte. Dis skrikdroog, daar's nie reën nie. En hy gaan op na die berg saam met sy dienaar. Dis baie belangrik. En hy gaan na die top van die berg toe. En die Bybel sê hy het gaan sit met sy kop tussen sy bene. En hy sê vir sy dienaar, ek bid en jy kyk. Ek gaan bid en jy gaan kyk wanneer kom die reën. Hoekom? Want niks is onmoontlik vir die Here. Ek kan nie hier bid en niks gebeur nie. Kom maar, bly net bietjie by my, ek is nou klaar, ek gaan nou amen sê. En hier is die probleem wat ons het, familie, ons probleem is, ons aktiveer nie ons geloof nie. Ons bid, maar ons verwag nie. Ons bid, maar ons het nie wagters op die mure nie. Ons bid en niemand kyk nie. Ek bid vir grond. Ek bid vir kerk. En as ek ry, dan sien ek grond. Dan sê ek, Here, hierdie lyk goed. Dan sê ek, en dan hoor ek die prys, dan sê ek, Here, net U kan, nee, ek weet nie. Maar ek kyk. Ek gaan nie net handjies gevou sit en wag vir iets om te val op my skoot nie. Nee, ek kyk, want iemand, jy kan nie bid en nie kyk nie. Want anders sê, aktiveer jy nie jou geloof nie. Jy moet kyk. Wag, verwag jou wonderwerk, verwag jou genesing, verwag jou voorsiening. Maar man, jou tafel is so te mekaar by die werk. Dit lê sulke papiere en dan kry nog jou lunch van gister lê nog al onder iewers. Hoe wil jy hê die Here moet vir jou nuwe besigheid stuur as jy nie kan orde hê in jou tafel nie? Jy gaan môre jou tafel uitsorteer want die Here sê ek kan nie vir jou nuwe werk gee nie, want kyk hoe lyk jou tafel. Jy gaan chaos veroorsaak. Here, hoekom het ek dit nou gesê? Jy moet beplan. Jy moet vooruit dink. Jy moet weet, God kan, as jy bid vir nuwe besigheid, as jy bid vir nuwe voorsiening, moet jy beplan, maak groter en sê, hey ouens, hier's reën op pad. Hier's reën op pad. Maak spasie. Ons probleem is, ons bid, maar niemand kyk nie. Hoeveel geloof het jy dat God die onmoontlik kan doen en dat niks vir hom onmoontlik is nie? En die dienaar kom terug. En dis die eerste keer. En Elia tel sy kop op en hy sien, hier kom die dienaar. En Elia sê, wat sien jy? Hy sê, ek sien niks. Hy sê, niks is onmoontlik vir die Here. Gaan kyk weer.
En hy sit sy kop weer en hy begin weer te bid. Dienaar kom tweede keer terug. En Elia tel sy kop op, hy sê, wat sien jy? Hy sê, ek sien niks. Hy sê, gaan, niks is onmoontlik vir die Here, gaan. Derde keer, die vierde keer, die vyfde keer, die sesde keer, dink daai dienaar, Elias, mal. Hoeveel keer moet ek vir 'n blou lig kyk? Daar's nie 'n wolkie in sig nie. Dis dieselfde plek, dis dieselfde. Ek sien niks. En dit leer my, Romeine 12 vers 12, ons probleem is, ons wil net 1 of 2 of 3 keer bid, dan hou ons op as ons niks sien nie. Maar daar's iets wat Romeine 12 vers 12 ons leer en dit sê, volhard in gebed. Jy moet aanhou, jy moet deurdruk, jy moet vasbyt. Jy gaan nie lê nie, jy gaan 5 keer bid, jy gaan 6 keer bid. Halleluja! En jy gaan niks sien nie, maar jy hou aan met bid totdat die lig deurbreek. Jy hou aan met bid totdat die lig deurbreek. Jy gaan nie opgee nie. Ek gaan nie opgee nie. Ek gaan God vertrou vir die bonatuurlike. Ek gaan vertrou vir herlewing. Ek gaan vertrou vir sielehoese. Ek gaan vertrou vir 'n nuwe gebou. Ek gaan vertrou vir ons eie gronde. Ek gaan bid en ek gaan bid en ek gaan kyk. Halleluja. Jy sien, alleenlik wanneer jy niks verwag, wanneer jy bid, is wanneer jy niks gaan ontvang. God hou van 'n man en vrou wat kan irriterend is. Wat kan klop en met die gesteel van geloof draai. En sê, Here, soon and very soon. Ek kan nie bid en niks gebeur nie, want niks is onmoontlik vir die Here. En ek is hier vandag om vir jou te sê, soms moet ons deurdruk deur die niks. Soms moet ons deurdruk deur die niks. En daai niks fase, tydperk kan soms maande wees, kan soms jare wees. En ek gee nie om of hoeveel jaar jy nou al bid vir hierdie ding en niks gebeur nie. Maar jy hou aan met bid, jy hou aan vertrou, want niks is onmoontlik vir die Here. En die 7de keer, kom my dienaar terug. Hy sê, Elia, ek sien 'n wolkie so groot soos 'n mens se hand. Elia word mal. Hy sê, mense, kom van hierdie berg af, hier kom 'n vloed. Hier kom baie reën. Hy hardloop van die berg af en hy sê vir die mense daaronder, maak gereed, hier kom groot reën. Alles so oor 'n wolkie so groot soos 'n mens se hand. En hier is die les. Want baie van ons soek die groot wonderwerke. Die groot deurbrake, die groot genesings. Maar God het 'n manier om in die klein goedjies te opereer. So bly by my terwyl ek klaarmaak. Wanneer God 'n klein veranderingkie stuur in jou omstandighede, 'n klein deurbraak, 'n klein wonderwerkie, 'n klein bietjie beter, 'n klein verbetering, moet jy opgewonde raak en sê, die wonderwerk het begin. Hier's 'n geruis en 'n gedreun van waters wat op pad is. O, die reën van die Here is op pad. En in my lewe sien ek klein veranderingkies. Ek sien goedjies beweeg. Dis bitter klein, maar ek kan dit raak sien. Want ek weet, ek kan nie bid en niks gebeur nie. En dis alles voorbereidinge om vir my te sê die groter eens is op pad. Die groter eens is op pad. O, jene mense. Ek hoop hierdie woord is vir iemand wat dit lyk of jy dit nie vat vanmôre nie. Vat jy dit vanmôre? By God is niks onmoontlik nie. Al is dit so klein, so groot soos 'n mens se hand. Niks is nie 'n opsie nie. Niks kan nie manifesteer nie. Niks kan nie voor 'n dag kom nie. Al is dit klein, iets gaan gebeur. Tweede laaste vers. Kyk saam met my, Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Hoor mooi, dis nie onderhandelbaar nie. Daar kan nie niks gebeur nie, want niks is onmoontlik by die Here. Die volgende vers, ons laaste vers,
Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. O, verwag dat jy gaan dit ontvang, al is te klein. Verwag dat jy dit gaan vind, want niks bestaan nie in die oë van die Here nie. Verwag 'n deur wat gaan oopgaan binnekort, want niks is onmoontlik vir die Here. Staan op. Staan op. Is jy reg om 'n verklaring te maak saam met my? Prys die Here, kom aan. Hier gaan ons. 1, 2, 3. Ek verklaar vandag met geloof in my hart dat niks by God onmoontlik is nie. Waar my krag ophou, begin God se wonderwerk en ek kies om nie te kyk na wat ek sien nie, maar na wat God kan doen. Ek spreek lewe oor elke situasie. Ek verklaar beloftes bo probleme en ek roep dinge wat nie is nie asof dit reeds is. My geloof wag nie vir bewyse nie, dit praat vooruit, dit glo vooruit en dit vertrou dat God reeds besig is om die onmoontlike in beweging te bring in my lewe. Ek kies vandag om die sleutel van geloof te gebruik en nie meer in my eie krag te stoot nie. Deure wat lank gesluit was gaan oopgaan, berge gaan skuif en God se heerlikheid gaan sigbaar word in my omstandighede. Dit maak nie saak hoe groot my uitdaging is of hoe lank dit al daar is nie. My God is groter en hy is die God van die onmoontlike. Ek verwag resultate, ek verwag deurbrake en ek glo dat selfs die kleinste teken die begin is van 'n groot wonderwerk, want niks is onmoontlik by die Here. Amen. Amen, 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 amen. Halleluja. Ek weet nie vir wie was hierdie woord nie. Maar God het vir jou net so 'n bietjie kom hoop gee vanmôre. Om vir jou te sê, jou einde is nie hier nie. Waar jou krag opraak, begin my wonderwerk. Waar jy uit planne uit hardloop, begin ek eers te werk. En baie van ons interfereer met die agenda van God. En die planne van God vir ons lewe. Ons het almal al gehoor, ek het gister die gesprek met iemand gehad, vir wie ek dit gesê. Ek kan nou nie onthou nie. Of eergister, maak nou nie saak nie. Die volk moes binne 11 dae, is dit 11 dae, by die beloofde land ingegaan het. Ek kan nou nie lekker onthou nie. Want toe vat hulle 40 jaar, hoekom? Want hulle planne het geïnterfereer met God se planne. Hou op interfereer met God se planne en God se agenda. Sit jou vertroue in die Here en hy sal vir jou sorg. Sit jou vertroue in die Here en kyk wat hy vir jou gaan doen. Hou aan, bid al sien jy niks. Jy moet aanhou deur die niks, want niks is onmoontlik vir God. Halleluja. Halleluja. Sing vir ons daai lied weer. Ref, julle, ek weet nie wie gaan sing nie. Sit jou vertroue in die Here en hy sal vir jou sorg. Hy's nie 'n mens dat hy sal lieg nie, want hy staan wakker agter sy woord. Sit jou vertroue in die Here en hy sal vir jou sorg. Hy's nie 'n mens dat hy sal lieg nie, maar hy staan wakker agter. Halleluja. Halleluja, 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 as die hoogste prys. Halleluja, 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 halleluja.
U, Here. So, ek voel gelei om gou vinnig iets te doen. In my gees ervaar ek dat hier's mense, jy's lank in 'n seisoen van niks. En jy was op die punt, na vanmôre se woord, was jy op die punt om amper op te gee. Want die aanhou deur die niks het jou moedeloos begin maak. Maar ek wil hê, ons moet iets doen vanmôre. Dis wat ons doen hier by Familiesentrum. Ek wil 2 minute gee. En ek wil net hê, Eckhart, jy moet speel. Want ek soek sagte musiek. Net saggies, net so met 'n pad rustig. Want ons het mense wat wil bid en dan sê hulle kan nie hoor wanneer mense bid nie, as ons vir mekaar bid, want die musiek is bietjie hard. So ek gaan net vra dat jy kan 'n klaviertjie bysit. Maar ek wil hê ons moet stap na iemand toe. Stap na mekaar toe. Moet nou nie, jou vrou is nou al moeg vir jou gebede, en jou vrou is moeg vir jou gebede, jou man, wat ook al. Stap bietjie na iemand toe. En kom ons bemoedig mekaar met 'n gebed. En sê, Here, niks is onmoontlik vir U. U gaan deurkom op die regte tyd. Is U gereed daarvoor? Kom ons stap na mekaar toe, kom ons bid vir mekaar.